Hallo my liewe mens. Ja, Ben en Francis en jy by by die Braambos, die Doringbos sê die woord waar die Gees van God met ons wil praat en ons het nou 'n paar keer gesels oor is jy al gered? Wil jy gered wees? En ek kry baie navrae en ek wil hê ons moet so 'n bietjie 'n paar weke as dit nodig is en solank as wat die Heilige Gees dink dit nodig is, moet ons bietjie daaroor gesels. En is ek en jy regtig gered? En ek dink voor jy by daai vraag begin, dan blaai jy sommer net so na Eksodus 20 toe, so heel in die begin van die woord van God en dan is ons deur Eksodus 20 sommer so deurstap en ons lees wat daar staan, dan dink ek is 'n goeie begin om te sê ek dink ek het nodig om meer te doen om gered te word. Ek het meer nodig om paraat te wees op wat God van my verwag. God is 'n lewende God en hy bestaan en hy het emosies en hy kan hoor en hy kan voel en hy kan praat en hy het voorkeure en afkeure en ek sê altyd by troues, what puts her on and what puts her off? En ek dink ons moet dit ook toepas op ons verhouding met God. Wat wil God hê moet ek doen? En dan blaai ek na Eksodus 20 toe en dan lees ek en luister, hy begin, toe het God hierdie woorde gespreek en gesê. God het hier gepraat, niemand anders nie, net Jahweh, die lewende God. En hy sê, ek het jou uit slawerny uitgelei. En nou weet ek, baie ouens sal sê, maar ek was nooit in slawerny nie. My liewe vriend en vriendin, ons was almal in slawerny. Party het gerook, party het gedrink, party het gevloek, party het pornografie gekyk, party het drugs gesnyf, en tandepasta gekou en party het allerhande goed gedoen, slaafs gedoen. En jy kan daarvan verlos word. Die keuse is joune. God staan en hy's bereid om my en jou los te maak van die goed wat nie reg is nie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Ons moet God se gebooie onderhou. Ons moet die woord se vat en ons moet weet wat in die woord staan, sodat ons die regte goed kan doen. Bewys barmhartigheid aan duisende. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Jene, as jy na die films kyk wat hulle deesdae maak, onteer hulle Jesus Christus 1000 maal. En nou begin ons dit ook doen. Mense gebruik die naam van die Here uitelik gebruik. Gedenk die Sabbatdag, 6 dae moet jy arbei en werk. Daar's 2 opdragte. In die eerste plek moet jy werk, op 'n ander plek sê die Here, as jy nie werk nie, mag jy nie eet nie. Werk. En dan sê hy, maar dan moet 'n dag kom wat jy rus ook. Maar nou kry jy ouens wat 6 dae wil rus, en 1 dag wil werk, en dan moan oor hulle nie geld het nie. Jy mag nie begeer nie. Ek en jy mag nie begeer nie. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Eer jou vader en jou moeder. Jy hoef nie altyd van alles te hou wat hulle doen nie. Jy hoef nie altyd met hulle saam te stem nie, maar ek en jy moet ons ouers eer. En ons moet ons kinders leer om ons te eer. En as jy nog 'n kind is, baie van ons is nie meer kinders nie, want ons het nie meer ouers nie. Ek het nog 'n skoonmoeder en ek moet haar eer. En dis 'n voorreg om dit te doen, want God verwag dit van my.
Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie begeer nie, ek het klaar gesê begeer. My liewe mens, as ons net begin by daardie basiese goed, wat ons moet doen en nie moet doen nie. Wat moet ek doen om gered te word? Ek moet die goed wat ek weet wat verkeerd is stop. Ek kom by 'n warmwaterbron en nou Pieter, ek kan nie nou vinnig op sy van kom nie. Ek kom so by die warm swembad aangestap en nou Pieter ry die stoel so. Maar as hy so kom, maak hy sy gereed so. En toe hy weer so opkyk, toe kyk ek af, toe kyk ons so in ons oë, en hy spoeg hy sigaret oor my kop. En hy spring op, hy sê, pastoor, ek het jou nie hier verwag nie. Ek sê duidelik, Pieter, maar ek het jou ook nie hier verwag nie. Ek wou toe nie vir hom sê, met 'n sigaret in jou mond nie. Hoekom het hy hom uitgespoeg? Omdat hy ongemaklik gevoel het, want ek het nie gesê dis verkeerd nie. Hy het in sy hart, het die Heilige Gees vir hom gesê, so jy weet wat jy doen, of het reg of verkeerd is. En as dit verkeerd is, moet dit nie doen nie. Nou so rukkie terug, lê ek op die bed, die middag, en twee van my 3 kleinkinders is hier, en nou hoor ek die een sê, ag nee sis, los my uit. Dan giggel die sussie en dan, ag nee, hou nou op. En dan giggel sy, sussie, hou nou op. En die 3de keer staan ek op, maar toe is ek sommer lelik. Ek sê, wat verstaan jy nie van stop en hou op nie? As ek vir jou sê, gaan gooi vir oupa koeldrank in, wat doen jy? Jy staan op, jy vat 'n glas, jy gooi koeldrank in, jy gee dit vir my. Verstaan jy die taal wat ek gepraat het? Ja, oupa. Ek sê, verstaan jy wat ek gesê het? Ja, oupa. Het jy gehoor? Het jy geluister? Ja, oupa. Jou boetie sê, los my uit. Moet dit nie doen nie. Wat is gehoorsaamheid? Is om te hoor wat hy sê en dit nie te doen nie. Hier sê God, ek wil jou God wees. Ek wil jy moet gehoorsaam wees. Jy en ek weet wat ons doen, wat verkeerd is, voor ons dit doen. Maar ons doen dit nog steeds. Nou kom daar 'n verskriklike woord in die woord van God en word in die huis van die Here gebruik. En hulle noem dit bekeer. In die oomblik as jy sê bekeer, dan skop almal te, nee, ek kan nie bekeer nie, ek kan nie stop nie, ek kan nie, my liewe vriend, my liewe mens, luister na my, as jy wil, en jy vra God se genade, gaan hy jou help, om los te maak, van die verkeerde goed, bekeerd te raak, en as jy bekeerd is, dan word jy gevul, met die Heilige Gees van God. Die woord sê, bekeer jou, laat jou doop, en ek sal jou vul met die Heilige Gees. As jy dit vra, sal jy dit ontvang. Ek gaan vandag sê, net tot sover. Ons gaan weer aan. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Here, help ons om gehoorsaam te wees, om te hoor wat die woord van God sê, wat reg en verkeerd is, op te hou doen wat ons nie moet doen nie, Here, en doen wat ons moet doen in Jesus naam. Amen. My telefoonnommer is 072 577 1196. Jene, ek kan nie asem vandag nie, ek weet nie wat gaan met my aan nie. 072 577 1196. Die Here het hierdie program vir ons gegee as 'n geselsprogram. Jy praat met my, ek praat met jou, jy stuur my 'n WhatsApp, jy vra, jy
Help my reg waar ek verkeerd is. Ons praat met mekaar. Dis nie 'n preek nie, ek wil nie preek nie. Baie dankie vir almal wat ingeskakel is. Ek sê nou maar soos Facebook altyd sê, like, subscribe en share. As jy dit doen op Facebook, hoe meer ons het wat inskakel, hoe beter gaan dit wees. So ek wil hê jy moet regtig inskakel by Jesus by die Braambos. Baie liefde, Ben en Francis. Ons is by Jesus' Liggemeente in Eastvale Springs. Amen.